Goeiemôre. Dit is maandagoggend 17 Augustus 2026. En vanoggend wil ek julle herinner aan die besoek van oud-kolonel Chris Wyatt hier aan Appington op die 29ste en 30ste Augustus. En dis R350 per persoon vir die Saterdag funksie en dan R200 per persoon vir die Sondag se sakkie se aggie vaart hier op die Oranje rivier. Beide begin om 3:00 die middag en ek moedig julle aan om betyds te bespreek by u stel om dan teleurstelling te voorkom. Verlede week het ons vir die eerste keer gehad dat ek op 'n aand uitgesaai het 'n gesprek wat Fransis met radio Roepsyn of kom ons sê dan deur radio Roepsyn met lede van die Sakekamer gehad het. Hierdie week raak dit so half 'n instel op 'n Woensdag aand 6:00, dan saai ek radio Roepsyn se gesprekke uit en hierdie week gaan sy met Anton Smit ook van die SBB Sakekamer gesels en sy gaan met elke lid van die Sakekamer gesels, maar nie net met lede van die Sakekamer nie. Sy gaan ook gesprekke voer met ander mense en luister wat hulle sê en wat hulle dink en hoe benader hulle spesifieke uitdagings en oplossings om dit daar te stel. Dis dan radio Roepsyn se uitsendings elke Woensdag aand om 1800 word dit gepubliseer wat Fransis hanteer vanuit haar radio Roepsyn ateljee by die SBB hoofkwartier gebou. Dan wil ek graag herinner daaraan dat die SBB Sakekamer se muntereeks het ook uitgebou met een goue munt wat bygekom het, 'n 1/10 goue munt. Nou hierdie stel van unieke munte kan bestel word by Anton Smit, by Anton@abound. Nou die hele reeks van koper, silwer en die goue munt is R15,000 per stel. R15,000 per stel. En natuurlik is die goue toevoeging maak dit absoluut 'n wonderlike verskil en 'n byvoeging, maar stadig maar seker beweeg ons in die regte rigting. Nou ek moet sê die afgelope naweek was ek getuister deur 'n gebrek aan motivering, 'n gebrek aan inspirasie. En was dit vir my moeilik om alles haarfyn te beplan en te oorweeg as gevolg van verskeie struikelblokke wat in 'n mens se pad beland, wat jy nie noodwendig voorsien het nie. Maar dinge gebeur en dan voel dit vir jou of jou motivering heeltemal daarmee heen is. Ek glo dat baie van julle het al daai mismoedige gevoel ervaar, daai gevoel van ongeag wat jy doen, niks is eintlik reg en niks is eintlik goed genoeg nie. En wanneer 'n mens daai gevoel kry, is dit natuurlik baie belangrik om te onthou dat inspirasie en motivering kom nie van self nie. Gaan praat met enige skrywer en ek self het daarom al 11 boeke geskrywe, dat 'n mens word nie geïnspireer om te skryf nie. Dissipline sorg dat jy gaan sit en wanneer jy begin skryf, sal die inspirasie van self na vore kom. En inspirasie sal dan lei tot die nodige motivering wat nodig is om jou doel effektief te bereik. En dit was een van my groot uitdagings destyds in die tronk. Kort nadat ek gevang was, die hele kwessie dat ek geen motivering gehad het, geen inspirasie gehad het om vorentoe te kyk nie, geen hoop gehad het nie.
en ek het eintlik maar niks gedoen om my lewe in orde te kry nie. Ek het natuurlik besef dat dissipline baie belangrik sal wees en dat as ek nie op die een of ander manier in 'n vaste roetine gaan kom nie, gaan ek nie die dissipline kweek om daaruit motivering te bou nie. Dit het daartoe gelei dat ek koersloos in die tronk was, nie 'n vaste roetine, 'n vaste plan, 'n manier van werk nie, en het ek maar net die tyd om gewag. Nou, ek het nooit gerook nie, maar in die tronk het hulle elke dag vir my 'n pakkie sigarette gegee. Elke aand wanneer my aandete kom op die skinkbord, lê daar 'n pakkie sigarette met 'n boksie vuurtjies by. En as 'n gebrek aan iets beter om te doen, het ek begin rook. Totdat ek naderhand 3 pakkies sigarette 'n dag gerook het. Nou was ek 'n volslae roker gewees. Maar toe gebeur daar iets. En dit is hulle vat die sigarette weg. En hulle gee vir my net 10 sigarette vir die hele dag. Dit was vir my 'n groot terugslag op die oppervlakte. Want wat ek toe moes doen is ek moes skielik begin beplan dat hierdie 10 sigarette vir my kan hou die hele dag. Sodra ek opstaan in die oggend, kan ek 1 sigaret rook. Dan moet ek 'n aktiwiteit doen, dan kan ek 'n tweede sigaret rook. Dan kan ek oefeninge doen, stap regs om die tafel, 1000 keer links om die tafel, dan kan ek 'n volgende sigaret rook. En so moes ek die sigarette inpas dat ek die laaste een rook vanaand voordat ek gaan slaap. En dit het my gedwing in 'n roetine in. En toe ek eers in daai roetine is waarmee die sigarette my gehelp het, sodat ek met 1 in die oggend begin en nommer 10 rook vanaand wanneer ek gaan slaap. Op daai stadium het ek besef dat nou het ek ook 'n vorm van dissipline toegepas op myself. So hierdie roetine het my gedwing na dissipline wat op die ouende vir my gemotiveer het en 'n inspirasie was of het inspirasie na my toe gekom. En dis waar ek begin speel het aan die gedagte om 'n boek te skryf. Dis ook wat vir my die inspirasie gegee het om te begin weier kyk as die omstandigheid van die tronk, maar om te begin ontleed, om te probeer verstaan wat gaan in die wêreld aan met die bietjie nuus wat 'n mens tot jou beskikking gehad het. Maar ook om te beplan vir 'n toekoms wat voor lê. Nou ek het myself hierdie afgelope naweek weer in daai doolhof van moedeloosheid bevind. Waar daai motivering kort gekom het, daai inspirasie om te doen wat ek moet doen. En ek moes baie diep gaan delf gister om uit te kom by die hele kwessie waar ek myself moet dissiplineer om te gaan sit en hierdie opname vanoggend te kan maak. Ek het net gesê ek moet dit doen. En wanneer ek dan dit gedoen het, dan gaan inspirasie om voort te bou, dan gaan inspirasie tot motivering lei wat dan my hele uitkyk verbeter. Almal van ons gaan deur sulke fases, maar dit is hoe ons dit verwerk en wat ons daarmee maak wat op die ou einde van die dag punte tel. Want sonder dit raak ons soos 'n dwaalende gees wat nie weet waarvanaf ons kom nie en wat nie weet waarheen ons op pad is nie. Mag hierdie vir jou sterkte gee vir hierdie week.
mag dit vir jou moed gee, soos wat dit vir my moed gee om aan te hou, ongeag hoe mismoedig 'n mens mag voel in 'n spesifieke omstandigheid of as gevolg van insidente en spesifieke omstandighede. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag, baie seën.